Goeiemôre geliefdes. Commander of tankbevelvoerder Karel van Heerden van Chaplaincy South Africa hier uit Wolmaranstad in die distrik uit die ou Wes-Transvaal. En aan my ander familie JCRMTS onder leiding van Prof Aubrey Burger. 'n Hartlike goeiemôre van myself en my eie familie aan Bidensy Chaplaincy South Africa en JCRMTS wens ek u geseënde 'n vrugbare dag toe. Met ons koning en ons verlosser aan die sy. Mag hy sy hand oor u hou vandag, dat u sy liefde kan ervaar en dat u ons koning sy liefde kan uitstraal, sodat ander mense kan sien dat jy wel leef en hard probeer leef soos 'n kind van God. Mag die dag gevul wees met liefde, insig, wysheid en verstand. 'n God gegewe manier om jou te help om jou verstand te gebruik na die woord van God, om jou lewe te wandel vandag in die woord van God. Mag Jesus self saam met u wees vandag en mag die Heilige Gees saam met u in die hart wees vandag. En vra net vir hulp. Roep die naam. Roep aan. Roep jou koning. As jy verward is, onseker is, of as jy angs het, roep sy naam. En Vader sal altyd luister. En luister maar na die Heilige Gees. As die Heilige Gees u waarsku om nie 'n ding te doen nie, los dit dan. Want daar is 'n doel waarom Vader jou nie in die versoeking of nie in die moeilikheid wil laat kom nie. Mag u lewe vandag getuig van sy liefde, wat hy aan die kruis op Golgotha aan ons bewys het. Geliefdes, mag u vrede hê, mag die vreugde u vind vandag. Mag alle onheil van jou weg wees. Mag u vandag met mense in aanraking kom, wat die heerlikheid van liefde in u sal raak sien. En saam so ook kind van Jesus Christus wees. Geliefdes, ek lees vandag vir u uit Matteus 24 vers 36, die profetiese rede in hakkies vervolg, vermaning om waaksaam te wees.
Maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemele nie. Maar net my Vader alleen. Vers 37. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Geliefdes, die Heilige Gees het my laat stop. By die 2 verse. En dis nie asof ek ligtelik gedink het daaroor nie. Ek loop al die tyd saam met dit. So ruk gelede het baie prominente mense of baie geleerde mense het hulle eie mening gegee en gesê, maar dit is die dag wat ons koning, ons verlossing weer sal terugkeer aarde toe. Geliefdes, ja, hulle het datums vasgemaak. Hulle het gesê dit gaan daai dag gebeur, omtrent so laat. Ons sit vandag al maande daarna en dit het nie gebeur nie. Matteus is geskryf deur die apostel Matteus. Die boek is geskryf ongeveer 50 na Christus. En in hierdie besondere vers 36, ek lees hom weer. Maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele van die hemele nie. Maar net my Vader alleen. Geliefdes, as jy die woord liefhet en lees en dink oor wat dit staan, al is dit geskryf deur Matteus, is dit vir my soos asof Jesus Christus daardie woorde vir myself sê. So asof Matteus dit nie eintlik neergepen het nie. Nou kom ons by die vraag. As dan niemand die dag en die uur vir die wederkoms van Jesus Christus weet nie, en nie is die engele in die hemel nie, maar net Jesus Christus se Vader wat in die hemel is weet, wanneer hy sy seun se wederkoms beplan het. So geliefdes, wie is ons om te wil sê, Jesus Christus kom vandag, of hy kom op 'n sekere datum, 'n sekere tyd. En Jesus waarsku self dan hier, amper asof dit in sy eie woorde is, dat hy self nie eens weet nie, maar net sy Vader weet. Nou, hoe verstaan 'n mens dit, dat sulke geleerde mense en soveel mense die dag probeer vasmaak wanneer die wederkoms van die Here sal wees?
Is hulle gedagtes dan groter as God sinne? As die Vader van Jesus Christus? Is hulle denke dan bo die van God die Vader? Om sulke dinge te wil sê. Soos ek gesê het, hier praat dit asof Jesus self sê, al het Matteus dit geskryf, dat net sy Vader in die hemel weet. Hy weet dan self ook nie. Geliefdes, is gevaarlik om sulke aannames te maak. En die slim mense wat dit doen, of mense wat probeer slim wees, wat dit sê. En ongelukkig, geliefdes, kan jy nie jou stem verhef oor die woorde van die Heilige Skrifte nie. Wat daar neergepen is daar neergepen vir 'n doel. Maar kom ek sê so, ek dink dat ons Here Jesus in sy hart, waar hy sit aan die regterhand van sy Vader in die hemele, dat sy hart so reg is om weer terug te kom. Ek glo dat Jesus sy hart warm brand vir ons ou sondaar mense. En dat binne in sy hand tog jou naam geskryf is, sodat wanneer hy weer terugkom op die wolke uit die hemel uit, maak nie saak watter tyd dit van die dag of nag is nie. Dat hy jou net kom loop en kom haal. Jesus gaan jou nie eens vra nie, of jy saam wil gaan na sy lieflike koninkryk toe nie. As jou naam in sy hand is, beloof ek u, hy gaan nie net kom vat. Hy het nie toestemming nodig nie. Hy het jou lewe gesien, jou hand, jou naam is in sy handpalm gegraveer. So jy het nie keuse nie. Wat Jesus Christus wil kom vat en wie hy vat as hy weer kom, sal hy vat sonder jou toestemming. Dis wat dit lekker maak om te sien dat wanneer hy kom, as hy kom, en hy gaan kom, maar die tyd wat die Vader hom gaan sê om te kom, dan staan hy nie 'n kans nie. As hy jou kom haal, kom hy jou haal. Geliefdes, want hy is lief vir jou. Jesus Christus het jou lief. Elke kind wat in hom glo, elke kind wat sy naam bely,
elke kind wat optree na die wil van Jesus Christus se Vader. Die wat die wil doen van die Vader is om die seun lief te hê. En Jesus het nie jou toestemming nodig wanneer hy weer kom om jou te kom haal. Jy is syne. Geliefdes, watter wonderlike voordeel het ons om nie eintlik te weet wanneer Jesus terugkom nie, of terugkeer nie. Ons moet net ons lewens reg lewe. En ons moet die evangelie verkondig, ons moet die woord van God verkondig, maar moenie God se almag, God se woorde verdraai nie en dink jy is slimmer as God self nie. Want God is die begin en die einde. En vir altyd so sal dit wees. So geliefdes, lees maar die woord mooi. Moenie aannames maak nie. Ons besit nie die verstand van God nie. Nie die kennis nie. Ons kan iets bou. Miskien deur yster, deur klip. Maar ons moet hou. God die Vader het ons gemaak. Hy het ons geskep. En hy is bo almal se verstand. Geliefdes, wees lief vir Jesus. Wees lief vir jou saligmaker. Wees lief vir jou vredevors. Wees lief vir die woord van God. Hou dit in jou hart. Dra dit oor. Spreek vry. Maar dra God se liefde in jou hart. En die liefde van sy seun wat aan die kruis gesterf het. Aanvaar hom. En moet nooit dink eers daaraan om 'n datum te noem wanneer u dink die Here Jesus kom terug vir die wederkoms nie. Want nie een het die autoriteit nie om dit te kan sê nie. Nie een het God se verstand om dit te sê nie. So vermy dit asseblief. Geliefdes, ek groet u dan vandag met liefde en genade uit God se hand en in die hand van Jesus Christus. Mag hy u vashou. Mag hy u boetem bewaar. Hy saam met u stap. En wanneer hy sy hand uitsteek, gryp dit aan. Alles wat jy het. Jy lewe net een keer. Al is jou liggaam
hoe stikkend en hoe seer. Dit kan nie jou gees wegneem nie. Kan nie jou siel wegneem nie. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal die behoede bewaar. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en u vrede gee. Gaan in vrede. Sondig nie deur hierdie dag nie. In die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag dit wel gaan. Mag die Bybel saamloop. Sommer die kleintjie wat hier in die boonste baadjie sak of hemsak kan indruk. Vat hom saam en praat met Vader. Weerstaan die versoekings deur die krag van die Heilige Gees. Ek groet u, tot ons weer mag praat. Shalom.